Onder die onderwerp, die evangelie gelei deur God, laat ons saam oor die woord van God nadink. Voordat ons in vandag se preek delf, het ek 'n paar vrae vir julle almal. Glo julle in God? Glo julle ook dat al die woorde in die 66 boeke van die Bybel sekerlik vervul sal word? Aangesien die woorde van die Bybel die geskrewe woorde is wat deur God gegee word, as ons almal beweer dat ons in God glo, moet ons nie ook glo in al die woorde wat in die Bybel opgeteken is nie. Blaai asseblief na Matteus hoofstuk 24. In Matteus hoofstuk 24 vers 14 staan daar geskryf: Hierdie evangelie van die koninkryk. Is dit nie die evangelie van die nuwe verbond waarheid wat ons nou verkondig nie? Wat sal gebeur? Dit sal oor die hele wêreld verkondig word. Hoe ver sal dit gaan? As getuienis vir al die nasies. Almal, glo julle dit? As ons in God glo, moet ons glo in die woorde wat direk deur God self gespreek is. Kom ons lees weer die woorde wat Jesus self 2000 jaar gelede direk gespreek het. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies. Hy het gesê dat dit ongetwyfeld bereik sal word. In watter mate het hy gesê? Die hele wêreld en alle nasies. Dan, as ons in God glo, moet ons ook glo in hierdie woorde wat God gespreek het. Ons moet dit nie beskou as woorde wat slegs in die Bybel is en geen relevantie vir ons het nie. Hier sluit alle nasies die mense van Asië, Afrika, Oseanië, Europa, Noord-Amerika, Suid-Amerika, Noord-China, Suid-China, Noord-Indië, Suid-Indië, Rusland, Brasilië en Korea in. Omsluit en sluit dit nie alle nasies reg oor die wêreld in nie. Dit is God se wil dat hierdie evangelie aan elke mens wat in die wêrelddorp woon, verkondig word. Dit is duidelik dat God duidelik aangedui het dat ons evangelie aan alle nasies reg oor die wêreld verkondig sal word en niemand uitgesluit nie. God se woord sal sekerlik vervul word presies soos dit gespreek is. Kom ons lees weer die leerstellings van die profeet Jesaja. Kom ons blaai saam na Jesaja hoofstuk 14 vers 24. Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde: Soos ek iets bedink, so sal dit gebeur, soos ek beplan, kom dit tot stand. Dit is die evangelie wat deur God beplan en deur God gelei word. Matteus hoofstuk 24, vers 14 bevat die woorde wat God self gespreek het toe hy 2000 jaar gelede in die vlees na hierdie aarde gekom het met die naam Jesus. In Jesaja hoofstuk 14 vers 26 staan daar geskryf: Dit is die besluit wat oor die hele aarde geneem is, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies. Ja, die Here, heerser oor alle magte, het besluit, wie kan dit verydel? Sy hand is uitgestrek, wie kan dit afweer? Niemand kan dit wat God doen stop of verslaan nie. Soos dit altyd genoem is, kan niemand, maak nie saak hoe kragtig, maak nie saak hoe groot 'n hand hy het nie. Die koms van die lente stop deur te sê, lente, moenie kom nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer vashou aan die winter wat gaan nie, ons kan dit nie hou nie. Wie is in beheer? Daar is geskrywe, want God het dit voorgeneem. En wie kan hom dwarsboom? Wie kan dit keer? Wat dan van die woorde in Matteus hoofstuk 24, vers 14, wat leer: Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies. Dit sal verseker volbring word.
As iemand hieroor twyfel, kan hulle nie as 'n gelowige in God beskou word nie. Ons behoort nie bloot op 'n konseptuele manier te sê, ek glo, maar vas glo dat alles wat God ook al met sy mond uitgespreek het, sekerlik vervul sal word.